Die president weier om die verslag van sy raadgewende paneel bekend te maak wat die top 6 kandidaate vir die pos van die nasionale direkteur van openbare vervolging afgeskiet het en 'n loterywenner word gesoek. Goeiemiddag en welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. President Cyril Ramaphosa se kantoor weier om 'n verslag van die adviespaneel wat die 6 kandidaate vir die pos van die nasionale direkteur van openbare vervolgings onbevoeg verklaar het, vry te stel. Die presidentsie sê die verslag se doel is nie om mense te belaster nie en daar is geen wettige vereiste dat dit openbaar gemaak moet word nie. Die DA parlementslid, advokaat Linus Bruitemag, sê egter haar party sal regstappe doen om die verslag te bekom. Die 62-jarige hoof van die spesiale ondersoekeenheid, advokaat Annie Motsepe, is in die uittredende hoof, advokaat Shamila Batoyi, se plek aangestel. Hy sal egter net 3 jaar in die pos dien voordat hy ook in die ouderdom van 65 sal moet aftree. Die burgerregte groep Corruption Watch het sy kommer uitgespreek oor die prosesse wat gevolg is in die aanstelling van advokaat Annie Motsepe as die nasionale direkteur van openbare vervolgings. Die groep sê Motsepe is nie aan dieselfde keuringsprosesse as ander kandidaate onderwerp nie. 'n Raadgewende paneel het bevind dat nie een van die 6 kandidaate op die kortlys vir die pos geskik was nie. Corruption Watch se uitvoerende direkteur, Lebogang Ramafoko, sê hoewel Motsepe ervare is, die NGV hoof sonder voorbehoud verbind sal moet wees tot die hoogste etiese standaarde en saam met wetstoepassers moet werk. Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van polisie korrupsie ondersoek, gaan nog 6 getuies roep voordat hy sy verslag saamstel. Minstens 2 van die potensiële getuies, die sakeman Brown Mogotsi en forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan, is glo bekommerd oor hul veiligheid sou hulle voor die parlement verskyn. Die komitee het sy finale program vasgestel voordat sy verslag aan die einde van Februarie afgehandel moet wees. Die parlement wil nog die getuienis van die misdaad-intelligensiehoof Dumisani Khumalo, die voormalige nasionale polisiekommissaris Komotso Phahlane, die adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi en die voormalige hoof van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat Robert McBride aanhoor. Die VSA het beslag gelê op 'n Russiese olietankskip in die Noord-Atlantiese Oseaan wat hy van die Venezuelaanse kus afgevolg het. Amerikaanse owerhede sê die skip is deel van die sogenaamde Skadi-vloot wat olie vir lande soos Venezuela, Rusland en Iran verskeep. Rusland se ministerie van vervoer het die beslaglegging veroordeel en sê vryheid van navigasie is in alle waters van toepassing. Die VSA se weermag het ook aangekondig dat hy 'n tweede tankskip in die Karibiese See in beslag geneem het. Die operateur van die nasionale lotery, Tuba, soek na die wenner van die boerpot van R65 miljoen wat in die loterytrekking op Oujaarsaand gewen is. Die wenkaartjie is vir slegs R20 in Koelsberg in die Noord-Kaap gekoop. Volgens die uitvoerende hoof van die Tuba, Charmaine Mabuza, het die wenner net 'n jaar vanaf die datum van die trekking kans om die prys op te eis. Sy het 'n beroep op mense in Koelsberg wat loterykaartjies gekoop het gedoen om hul kaartjies na te gaan. Dan jou visuele Afrikaanse nuus hier op Pretoria FM. Ek is James Kemp en ek hoop jy het 'n lieflike dag verder.